Ons is besig met Romeine. Ons is besig met Romeine, blaai saam met my na Romeine 8 toe. Kan julle glo ons is in Romeine 8 al? Dit is ongelooflik. Romeine 8. Vir julle wat miskien nie hier is, ons is besig om deur Romeine te werk en ons is in Romeine 8 wat seker een van die mooiste gedeeltes in die hele Romeine is. En baie ek wil nie vooruit die preek, maar dis 'n wonderlike gedeelte, want Paulus is besig eintlik in Romeine 8 om vir die gelowiges in Rome te sê hoe lief die Here hulle het. Want hy wil hê hulle met sekerheid hê in God se liefde vir hulle. Baie mense sê Romeine 8 gaan oor heiligmaking, maar eintlik gaan dit oor sekuriteit, die sekuriteit wat ons in Christus het en so ons gaan 'n bietjie daarna gesels en gesels ook weer in hierdie gedeelte. Ons gedeelte is van vers 26 af. Vers 26 tot 30. Almal het al seker hierdie grappie gehoor of 'n storie gehoor van die vrou wat haar man na die winkel toe stuur met die opdrag, gaan koop asseblief vir my brood en as haar eiers is 6. En toe die man terugkom Susan, toe kom hy met 6 brode terug. Toe sê sy, wat het jy, hoekom het jy 6 brode? Hy sê nie, daar was eiers. Ok, as jy nie grappie vang nie, is omdat jy nie die konteks verstaan nie. Dit is interessant hoe ons baie keer hoor wat ons wil hoor, is dit nie so nie? Jy koop vir my brood en as daar eiers is, 6. Alright, as jy nog nie vang nie, na die tyd kan jy na my toe kom. Dit is interessant dat baie keer hoor ons goeters en ons dink by onsself, ons hoor wat ons hoor en dan hoor ons eintlik verkeerd en dan reageer ons verkeerd op die opdrag wat gegee word. En ek dink baie keer is dit so, Louis, in die kerk van die Here Jesus, dat mense die Bybel lees en dan totaal al verkeerd hoor. En hulle hoor wat hulle graag wil hoor. Dis altyd interessant vir my as ek klaar gepreek het. Baie keer kom mense nou nie in Kruispad nie, in ander gemeentes wat ek al gepreek het. Verstaan jy, gebeur dit dat mense dan my toe kom na die preek en vir my sê, "Joh, hierdie ding het my net jy weet blown away. Dit wat jy gesê het oor dit." Dan dink ek myself, "Ek het nie dit gesê nie." Verstaan jy? En ek hoop nie jy het dit so gevat nie, want dit is heeltemal verkeerd wat jy nou sê. Weereens nie in Kruispad nie, in ander gemeentes waar ek al was, het dit gebeur. Maar dit is interessant hoe ons baie keer selektief hoor, dit wat ons graag wil hoor, en dit wat ons dink die Bybel sê, en hoekom dit so belangrik is, en mense sal sê, "Van Fred, hoekom maak jy so 'n big deal daaroor?" Ek dink, in 'n groot mate, as jy verkeerd hoor wat die Here sê, veral in Romeine 8, in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan doen is, as jy verkeerd hoor wat dit sê, buite die konteks, is daar baie mense wat in 'n groot mate hulle geloof verloor, omdat hulle dink hulle verstaan wie God is, en dan het hulle eintlik verkeerd gehoor wie God is, en dan sal hulle later aan kwaad vir daai God, want hy doen nie wat hulle dink hy moet doen nie. Wie het al sulke mense ontmoet? En dan wil jy amper vir hulle sê, "Maar ek glo ook nie in daai God wat jy nou verwerp het nie. Want daai God bestaan nie in die skrif nie." En deur my bediening, dit het al baie keer ontdek, waar mense net hulle geloof verloor. En jong man het eendag vir my gesê, "Maar jy weet, die Here het dit vir hom gesê en beloof dit vir hom en jy weet die Here het dit net nie gedoen nie." En op die einde van die dag sy geloof verloor. Ek weet nie wat sy geloof hy gehaat het in die eerste plek nie, want dit was nie die geloof in die God van die skrif nie. En daarom as iemand na jou toe kom, baie keer wil ons onsself die Here beskerm, maar baie keer moet ons vir mense sê wat aan ons toe kom, met en vir ons sê, "Maar ek glo nie meer nie." Dan moet jy net vir hom seker maak dat hy die regte God aanhaal, waarna hy nie meer glo nie. Want miskien kan jy saam met hom stem en sê, "Ek glo ook nie in daai God nie." So dis in die aanloop van hierdie Romeine gedeelte. Interessant genoeg, ek het ChatGPT gebruik vir die preek hierdie week. Julle sê nie die hele preek nie, Christof. Ek het ChatGPT die volgende gevra. Vir ChatGPT die volgende vraag. Wat is die 10 mees gequoteste gedeeltes in die Bybel? Die 10 mees wou sê mense dit aangehaalde gedeeltes in die Bybel. Raai wat nommer 1. Nommer 1. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, nê?
Die tweede ene. Raai, julle sal nie raai wat die tweede ene nie. Jeremia 29 vers 11. Wie wat sê Jeremia 29 vers 11? Wat sê hy? Ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teëspoed nie, 'n toekoms en 'n verwagting. Onthou julle daai gedeelte? Tweede meeste. Wat is die derde? Die derde is interessant, dis die een wat ons vandag gaan doen. In Romeine 28. Romeine 8 vers 28. Romeine 8 vers 28 is die derde mees aangehaalste gedeelte. Kom ek lees hom vir julle en dan gaan ons hom weer lees. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat alles meewerk ten goeie. Nou hier moet ons vir mekaar sê, baie keer, hier is baie mense geloofswiskunde. Die verse is daarop, nê? Daar sê, ons weet dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Hier is meeste mense geloofswiskunde, gaan soos vol. En dis afgelei van hierdie drie mees aangehaalste gedeeltes in die hele Bybel. Hier is mense se geloofswiskunde. God is lief vir my, want so lief het God die wêreld gehad. Is gelyk aan, God beplan net die goeie dinge vir my. Is gelyk aan, al gaan dit nou sleg, dit gaan beter raak. En nou, miskien sit jy daar en jy sê, maar dit klink min of meer reg. Megan, dit klink omtrent vir my soos die evangelie. God is lief vir my, God beplan net die goeie vir my, en as daar iets slegs gebeur, moenie worry nie, oor volgende week gaan dit beter gaan. Wat wil Paulus sê in Romeine 8? Kom ons lees hierdie gedeelte en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoelings van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Hier is die ding wat ons moet onthou, voor ons begin met enigiets anders. Het is interessant dat Paulus hier afspeel tussen wat ons weet en wat ons nie weet nie. Hy sê, ons weet nie waarvoor om te bid nie. En dan sê hy, maar ons weet dit. So hy speel die hele tyd dit wat ons weet en dit wat ons nie weet af teenoor mekaar. Nou die eerste ding wat ons moet weet is die volgende. Ons weet dat God ons liefhet ten spyte van enigiets wat gebeur in ons lewe. Kan almal daarop amen net sê. Alright. Dit weet ons. Ons weet dat God ons liefhet. Het God my lief gehad toe my broer dood is in 'n motorongeluk? Het God my lief gehad toe ek gehoor het van my kanker? Okay, nou, jy weet, hierdie is belangrik. Want ons gaan nou praat daaroor. So dit weet ons. Ons weet dat God se liefde ten spyte van ons omstandighede altyd dieselfde bly vir ons. Ons weet dit. Ons kan hom vertrou daarop. Dis wat ons weet. Ek dink Christian se preek was laasweek was wonderlik oor die hele geding. As daar slegte goeders gebeur, word dit nie vergelyk. Paulus begin hierdie gedeelte eintlik om te sê niks vergelyk met die heerlikheid nie. Ons tydelike lyding weeg nie op tot die heerlikheid wat kom nie. En Paulus wil eintlik hier vir mense sê, ja, ons sug op hierdie stadium, die skepping sug, ons gelowige sug. Hoekom sug ons? Hoekom is daar 'n versigtiging in ons lewens? Want ons gaan deur tye wat swaar is. Ons gaan deur tye wat moeilik is. Die skepping sug, die gelowige sug. En so ons weet die volgende, 2 Korintiërs 5 vers 2 tot 4, sit hom gou vir my op die bord, sê die volgende, terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna, dat ons woning uit die hemel ons sal oordek.
Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hoe mooi is dit nie? Op 'n stadium dink jy myself, Here asseblief, kan ek nie net die ewige oortrek word nie? Ek verlang so na die ewige toe. So dis wat ons weet dat God ons liefhet ten spyte van lyding, dat die lyding wat ons nou ervaar, die versigtiging wat ons het in ons lewens baie keer oor hierdie tyd waar ons nou is, weeg nie op teen die heerlikheid wat kom nie. Die vraag is natuurlik, en hier's waar Paulus begin, hy sê, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Wie sukkel baie keer om te weet wat om te bid in die omstandighede? Wat se omstandighede is dit die moeilikste tye om te bid? In tye van lyding. Paulus se konteks hier, in tye van lyding weet hy nie wat om te bid voor nie. Hoekom weet Paulus nie wat om te bid voor nie? Want as ek my swakheid sou sê, sou ek net gesê, Here, vat net hierdie lyding weg. Is dit nie so nie? As jy moet bid in tye van lyding, wat sê jy bid? Here, asseblief, jy weet, vat dit net weg van my. En die Here ken my hart. So baie keer is dit nie sleg om vir die Here my hartsbegeertes te sê, Here, as dit kan, sal ek liewer net hierdie weg. Wie sou weet dat jy, wie sou wou bid in swaar tye? Miskien van finansiële swaar tye, miskien gaan jy deur finansiële swaar tye. Wil jy net asseblief vir die Here, Here asseblief, daai laat 'n oom nou doodgaan en net vir my erf alles. Wie het al daai gebed? Here, oom wat ek nog nooit ontmoet het nie, verstaan jy? Laat hy sterf en laat ek net alles erf. Dit rym ook nogal, sterf en erf. Wie het al daaraan gedink? Jy weet, jy dink by jouself, Here asseblief, jy weet, ons almal was al daar wat jy dink by jouself, en Paulus sê, dis 'n swakheid van ons, want ons weet nie waarvoor ons om te bid in tye van lyding nie. Ons wil graag die lyding weg hê. Maar hier is die amazing ding, hy verstaan ons swakhede. Hy verstaan ons swakhede, dat ons gebede baie keer nie in sy wil in is nie. Jy al ooit gedink dat baie van jou gebede nie God se wil is nie? Dis 'n amazing ding, dat meeste van my gebede nie in God se wil is nie. Wie wat dink meeste mense is dat hulle gebede God se wil verander. In plaas dat hulle gebede hulle eie wil verander om God se wil aligned te wees met God se wil. So meeste mense het hierdie idee van gebed. Gebed is besig om God se wil te verander. In plaas daarvan, dit in ons swakheid moet ons vra, Here, asseblief deur die Heilige Gees, bid vir ons, bid vir my. Interessant, Jesus verstaan nie die swakheid, want hy sê in Johannes 12 vers 27 sê die volgende. Hy sê, nou is ek diep ontsteld voor sy dood, voor hy gaan sterf. Dan sê hy, nou is ek diep ontsteld. En wat ek moet sê, wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur uit. Maar juist hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Wat is hierdie? Dis die Seun van God, wat in die menslike swakheid ook hier iets wil sê vir ons. Dat dit wat hy dink, wat moet ek nou sê oor hierdie uur? As ek moet kruis toe gaan, Here asseblief, onthou julle die tuin van Getsemane, dan sê hy vir die Vader, Vader, as dit kan, laat hierdie beker verby my gaan. Maar waarmee sluit dit af? Nog nie my wil nie, maar U wil. Nog nie my wil nie, maar U wil. Hierdie is die amazingste ding, is dat God weet van ons swakheid. Hy weet dat in lyding wil ons graag hê, Here, asseblief, vat hierdie lyding van my weg. En tog sê die Here, nie my wil nie, maar U wil. Want dis die Gees wat in Christus is. Dis Christus se Gees. Dis die Heilige Gees wat bid in daai oomblikke, Vader, U wil geskied. Hierdie is vir baie lank vir my 'n baie scary gedeelte. As jy dink, ons weet nie dat en God, die Gees staan ons vers 26. Die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Daar's iets wat in my versigtiging is. Interessant genoeg, die skepingssig, die gelowige sig en dan die Gees van God sig. Hoe mooi is dit nie in Romeine 8 nie. Die skepingssig onder die las van sonde.
Die gelowige sug onder die leiding en die las van sonde, en dan die Gees in ons sug, met versigtinge wat nie eers in woorde omskep kan word nie, maar hier is die punt, hy sê, en God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hier is die interessante ding, is baie keer as ons bid, wil ons nie, wie van julle het al gebid en vra jy, Here, laat U wil geskied, en dan dink jy myself, asseblief net U wil nie. Wie het al daai ervaring gehad? Jy wil nie eintlik sê, Here, U wil nie. Maar jy dink myself, sê maar net, die Here het 'n ander plan vir my, as my wil. Dis 'n scary ding om baie keer te bid. Baie keer wil ek myself, Marco, net stop voor ek dit bid, en dan dink ek myself, baie keer dink mense is 'n cop-out, mense sê, ja, maar jy vertrou nie die Here, dat hy kan doen wat jy nou van hom vra nie. Ek wil antwoord om te sê, ek weet nie of ek myself kan vertrou om dit te bid wat die Here wil nie. Want ek wil eerlik vandag vir julle wees. Daar staan in my lewe, wat ek dink by myself, Here, kan U nie maar my wil beter, is my wil nie dalk beter nie. Dit gaan beter vir my uitwerk. Dit is beter vir my. Nou hier is die punt. Dis hoekom hierdie teksvers in konteks so mooi is. Hy sê die volgende. Hy sê ons weet nie waarvoor om te bid nie. En dan sê hy in vers 28, maar ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Wat weet ons nie? Ons weet nie wat om te bid nie. Wat weet ons? Ons weet dat God alles meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. Nou hier is die ding. As jy hierdie hoor, die eerste keer wat jy dit hoor, dan dink jy by jouself, wel, dis great, verstaan jy? Ek sal dit vat. Wie sal dit vat? Wie sal hierdie teks vat? Na jy gehoor het, okay, die Gees bid vir ons in ons swakheid, ons weet nie wat om te bid nie, maar die Gees bid volgens die wil van God. Neil, dan sê ek vir myself, ek's al vir dit, want dit gaan alles uitgewerk, vir goed. En jy hoor baie keer Christene praat so, nee, is dit nie so nie, Aapie? Christene baie keer in die Rosemary, kom hulle by punte, dan sê hulle by hulle self, okay, ek het my werk verloor, maar weet jy, ek gaan 'n beter werk kry. Want dit staan ons in Romeine 8 so. Jy weet, hierdie is nou sleg, maar alles werk mee ten goeie. So, ek het hierdie ou verloor, my kerel verloor, maar die Here sal vir jou beter kerel gee, moenie worry nie, verstaan jy, dit is wonderlik en goeders. Maar hier is die bottom line, is dit wat hier staan eintlik, is dit wat hy bedoel as hy sê, God werk alles mee ten goeie vir die wat hom liefhet. Kan ek gou vir julle dit vra? En almal kan miskien hiermee op een of ander manier relate. Toe ek so 22 jaar oud was, 23 jaar oud, is my broer dood in 'n motorongeluk. Het alles meegewerk ten goeie. Nou moet ons, okay, kom ons gee 'n ander voorbeeld. Kom ons gee 'n ander voorbeeld, nee. Toe Stefanus onder die klippe wat reën op hom val, het alles meegewerk ten goeie vir Stefanus. Toe Paulus in Rome is en die keiser hom tot dood veroordeel en sy kop word afgekap, het alles meegewerk ten goeie vir Paulus. Okay, ons het 'n paar nees en ons 'n paar ja's. Hier is 'n trend. Okay, hierdie kant is ja, hierdie kant is nee. Verstaan jy, wat is dit? Jy sien, hoekom dit so belangrik is, hoekom hierdie teksvers so belangrik is, omdat dit die derde mees aangehaalste gedeelte is, verstaan mense dit vanuit hierdie konsep, dat dit gaan oor my wil, en God sal my wil laat geskied. En eintlik is hy besig om iets anders te sê hierso. Die goeie kan net verstaan word deur die wat God bo alles liefhet.
Omdat hy ons lief het, sal hy alles meer ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. En hier is 'n verskriklike belangrike ding. Dis nie 'n algemene uitspraak nie. Hy sê hierso, vir die wat hom lief het, vir die wat God bo alles lief het, sal hy meewerk ten goeie. Nou kom ons blaai gou hierso volgende. Hy beantwoord eintlik die vraag hierso in vers 29. Wat is die goeie vir die wat hom lief het? Sê gou vir my, kind van die Here, wie van julle is kinders van die Here? Ek glo almal van julle is kinders van die Here. Julle het die gees van die Here in julle. Wat is vir julle die beste? Wat is vir julle, as julle moet sê, wat is die ultimate goed wat kan gebeur in jou lewe? Wat is dit? Hou julle antwoorde eers. Dink net gou daaraan vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik aan, wat is die ultimate goed wat met jou kan gebeur in hierdie, what is the best that can happen with you, Max, at this moment in your life? If you say you love the Lord Jesus Christ, ons het 'n Engelsman hier in ons midde, dis hoekom ek 'n bietjie Engels praat nou. Verstaan jy? Wat is die beste wat kan gebeur? Vers 29 antwoord hierdie vraag. Blaai saam met my vers 29 toe. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om wat te wees? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. As ons dink aan die ultimate goed wat kan gebeur, wat is dit wat kan gebeur met ons? Ons word verander na die beeld van Christus. Filippense 1 vers 21 sê die volgende. Want om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Dis die goeie. Is dit nie great nie? As ek moet kies of ek moet doodgaan of lewe en ek bly lewe, wat is dit? Wat is die goeie van hierdie lewe vir my? Wat sê Paulus daar? Wat is die goeie van hierdie lewe? Vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Hoe amazing is dit nie? Wat is vir Paulus die allerbeste? Om in die teenwoordigheid van God te staan. Wat is goed van hierdie lewe? Vrugbare arbeid. Verander te word na die beeld van sy seun, sê hierdie gedeeltes. Alles werk mee om ons te verander na die beeld van Christus toe. Dis waantoe alles meewerk. Dis waantoe lyding meewerk. Is alles wat gebeur in my lewe goed? Ons vra gou daai. Is alles wat gebeur in my lewe goed? Nee. Is lyding goed? Nee. Die Bybel sê ons sug onder die lyding van hierdie wêreld. So dit kan nie goed wees as ons sug nie. Maar hy werk alles beter goed. Kan hy die slegte meewerk om jou te verander na die beeld van Christus toe? Ja, hier is 'n interessante teksvers in Hebreërs 4 wat sê Christus se gehoorsaamheid is tot sy volheid gebring in sy lyding. Hy het nie geleer nie, sy volle gehoorsaamheid is geopenbaar in sy lyding. En so, as ons in ons swakheid wil bid, Here, vat die lyding weg wat ek nou deurgaan, is daar 'n beter gebed wat die Gees wil bid vir my? Wat is die gebed wat die Gees vir my wil bid in tye van swaarkry en tye van lyding? Christof, wat is dit? Hy wil vir die Vader sê, Vader, verander hom om meer te lyk na u seun ook in lyding. Change him to be more like Jesus. Ook in sy lyding. Die swaar kry is nie per se goed nie, maar dit bewerk iets goeds in my. Dit verander my om meer en meer soos Christus te lyk. Is dit ons ultimate goed? As jy dink in jou lewe op hierdie stadium, en al die goeders wat al gebeur het in jou lewe, en jy dink met jouself, oh man, hierdie ding wat nou gebeur in my lewe,
ek sal graag dit wil verander. Ek wil graag dit anders te hê. Ek wil graag hê dit moet anders te lyk. Ek wil graag hê hierdie ding moet anders te net weggeneem word van die Here. Wat as jy net vir die Heilige Gees vra, Heilige Gees, ek is so swak. As ek nou moet bid, dan sal dit net my wil wees. Maar weet jy wat smag ek meer as enigiets anders te Here? Vader, ek smag om verander te word na u seun. Dink jy sal anders te kyk na jou lyding? Dink jy sal anders te kyk na jy swaar kry? Wat weet ek? Wat weet ek vanoggend? Hy sluit dit mooi af hierso. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Nou hoor jy die woorde, hier is amazing woorde, en ek wil nie in die teologie van hierdie woorde ingaan nie, want in Romeine 9 gaan ons by die teologie van dit wat hy nou sê kom. Maar hoor net wat sê Paulus hier. Hierdie is mind-blowing. Hy sê die volgende, die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Dis die proses waarmee God besig is met ons. Hy het ons bestem vir iets. Hy het ons uitverkies om aan hom te behoort. Dis wat God gedoen het. Hy het jou uitverkies om aan hom te behoort. Dis die eerste ding. Die tweede ding, hy het jou geroep. Hy het jou geroep om syne te wees. Die derde ding wat hy gedoen het, hy het jou justified, hy het jou regverdig verklaar voor God. Dis wat hy gedoen het. Die vierde ding wat hy gedoen het, hy het jou verheerlik en hy sal jou verheerlik. Hy sal jou heilig maak. Hy sal jou meer soos Christus maak. Dis wat Christus alles gedoen het vir my. En as dit is wat hy gedoen het vir my, en dis wat sy plan is vir my, om my heilig te maak, en om my te verheerlik, dan gaan hy elke ding wat in my lewe gebruik, daartoe bring, dat dit my verander, om hom te verheerlik. Dit is interessant, baie mense, baie Christene, sukkel met hierdie ding, hoekom, jy weet, ek moet nog uitfigure, wat my purpose is. Iemand wat sukkel met hulle purpose? Iemand wat nog nie uitgefigure het wat hulle purpose is nie? Sukkel jy nog met purpose? Miskien moet ons 'n kursus aanbied vir purpose. Ek gaan dit sommer nou vir julle aanbied. Parker, vinnig, 'n kursus aan purpose. Wat is die ultimate purpose, Lou? Weet jy hoekom jy hier is? Weet jy hoekom jy gemaak is? Weet jy hoekom jy so aan mekaar gesit soos jy aan mekaar gesit is? Weet jy dit? Dis om een rede, dis dat God verheerlik sal word deur jou lewe. En is maklik. Jou goed is sy verheerliking. Alles wat gebeur in jou lewe is ter wille daarvan dat jou Vader verheerlik word. Want hy het jou geroep en hy het jou gered en hy het jou heilig gemaak en hy sal jou verheerlik eendag. He will glorify you. Die Engels sê dit vir my so mooi. Hy sê those he chose, he justified. Those he justified, he sanctified, and those he sanctified, he glorifies. Hoe mooi is dit nie? Tot sy eer. Want wie as jy soos Christus lyk jy soos sy kind. Lyk jy al hoe meer soos sy kinders. Hy is die eerste, Christus is die eerste. Hoe het Christus se lewe gelyk op die einde? Hy het gelei. En in ons lyding word ons verander om soos sy seun te word. En as ons sy seun is wat in liefde hierdie lyding dra wat ons deurgaan en God verheerlik, nie in tye net van goed nie. Miskien sit jy hier vanoggend, net gou vinnig, met wie gaan dit baie goed vanoggend hierso? OK, wonderlik. Dis 'n great ding. Verstaan jy? Dis 'n great ding. Jy hoef nie skaam te wees daaroor. Dit gaan dit great met jou vanoggend. Wonderlik. Ons gaan die Here verheerlik ook in die great tye. Is dit nie so nie?
Alright, dis nie net in hierdie preek gaan net in konteks, want ons sug, miskien sug jy nie, miskien wil jy net sê Fred asseblief, ek sug nie. Op hierdie stadium, daar's niks in my lewe waaroor ek sug nie. Alles is wonderlik. Ek het 'n Vadersdag present vandag gekry. Jy kyk hoe lyk ek, verstaan jy dit? Ek's pragtig, verstaan jy? Alles lyk mooi en goeders. Ek wil net die Here verheerlik. Yes, wonderlik, ons verheerlik die Here. Maar daar gaan tye wees. En ek wil julle voorberei. Hierdie preek is miskien 'n preek wat jy in jou geestelike bank insit. Jy gaan dit in jou geestelike bankrekening insit. En jy gaan dit onthou. Want dan gaan 'n tyd kom wanneer 'n telefoon oproep. Die lewe uit jou trek. En waar daar versigtiging is wat jy nie in woorde kan omsit nie. En in daai oomblik gaan jy vir die Here sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Dankie dat U besig is om my te verander in hierdie oomblik, om meer soos die Seun te lyk. En jy sit hierdie preek in daai bankrekening. As jy vanoggend daar is, dan sê jy vir die Here, Here, in my swakheid gaan ek nou bid my wil, maar Vader, laat U wil geskied. Ek wil afsluit met waarmee ek begin het. Kan nie groei uit kanker, dood, finansiële druk kom. Sê vir my vanoggend, kan die Here uit die swaarste tyd van my lewe iets voortbring wat hom verheerlik, meer as enigiets anderste? Ja. Ja. Amen. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die oggend. Vader, dankie dat alles meewerk ten goeie vir die wat U liefhet. Wat 'n wonderlike belofte gee U nie vir ons as U kinders nie. Here, U gaan die goeie laat voortkom. Ons wil vir U dankie sê vir oggend, vir alles wat goed is in my lewe, vir elke liewe ding wat U vir my gee, vir my finansiële omstandighede waarin ek leef. Ons wil vir U dankie sê vir ons kinders en ons ma's en ons pa's, veral vir ons pa's vanoggend. Ons wil vir U dankie sê vir vaders wat ons lief gehad het, ons iets gewys het. Maar Vader, ek weet ook hier's mense wat miskien met geweldige worsteling sit in hierdie oggend. Wat in ons swakheid wil ons net vra, Here, asseblief vat dit net van my af weg. Maar Heilige Gees in hierdie oggend, Heilige Gees in hierdie oggend bid ek, dat U sal bid in lyn met die Vader se wil in ons lewens. Want ons weet dat die Vader ons liefhet. Those He called, He justified. Those He justified, You will sanctify. And those He sanctified, You will glorify. Vader, tot eer van U naam wil ons leef. Dit is ons beste, Here. Ons wil soos Paulus sê, vir ons is die lewe Christus en die sterwe wins. Om by U te wees is die allerbeste. Ons kan nie wag vir die dag wat U ons kom vat nie en by U gaan plaas nie. Hoe wonderlik is dit nie, Vader? Ons is U se. Amen.